Hey julle, welkom by Vaskap, reeks 29. Welkom, ja. Dankie. Ja, ek hang 'n bietjie by Marulani Kloof Resort hier by Loskopdam vandag. En die rede hoekom ons hier nou toe gekom het, ons was laas jaar 2025 laat in die jaar was ons hier gewees en ons het verskriklik lekker visse vang. Rooinees moddervisse kom vang en dis wat ons vandag gaan jag. Ons gaan rooinees marries vang, ons gaan vir julle wys wat om te doen, hoe om hulle te teiken, van die voer aanmaak tot die deegies, alles reg deur. Lekker papgooi program. Kom kuier lekker saam ons in die program. En soms met die intrapslag, een van die belangrikste dinge vir hierdie marries is om op 'n kol te hengel. So ons het, soos ek sê, ons was so week terug was ons hier gewees. Bietjie meer as week terug. Week terug, ja. En dis laas jaar so, hierdie is die eerste week in Januarie. En ons het uitgefigure 55 meter en 65 en 70 meter is 3 lekker afstande om hulle op te teiken. So ons hengel sommer met die 10 voet stokke vandag. Ons eintlik, hoekom hengel ons 10 voet stokke? Want ons het nie 8 voet stokke nie. Nog nie. Ja, so ons gaan gou uitmeet. Daar was Facebook vragies in die vorige reeks. Mense verstaan nie wat doen ons met die penne nie. So ons gaan sommer daarmee afskop. Ja, as jy klaar uitgemeet. Ek was maar altyd so 55, ek wil enige net bietjie verder vat. Okay, so ek gaan hierdie een is op 70, so ek gaan hom gou uithak, 55 toe vat en dan gaan ons vis vang. Soos gesê, mense verstaan nie wat ons doen as ons sê ons meet uit en ons haak in nie. So daar's baie nuwe kykers en ons is baie dankbaar daarvoor. En as julle vra op ons Facebookblad, dan verduidelik ons vir julle. So moenie skaam wees om te vra nie. Ek het gekom in die lewe waar ek is omdat ek nie bang is om vrae te vra nie. So wat ons hierso het, ons het uit met penne. Dis 2 penne wat ons in die grond ingedruk het. Daar's 'n tou tussen hulle 5 meter, so as daai tou lekker styf gespan het, dan weet ons is 5 meter uitmekaar het. So ek begin altyd op my regterkant, sit my sinkertjie neer en ek vat die lyn om die pen. En dan al wat ek gemaak het, ek het die katrol oopgemaak en nou laat ek net lyn uit soos ek om die penne gaan. So nou tel ek is 5, 10, 15, 20 raak ek. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 meter. Nou, al wat ek gaan doen, hier is nog gemerk op my lyn van die vorige keer, ek gaan nou net my lyn onder my line-clip indruk, om lekker inhaak, en voilà. En wat ek nou doen, nou katrol ek net my lyn terug, so wat ek nou hiermee doen, ek beheer nou die afstand waarop ek gooi, so ek kan nou net 55 meter ver gooi. So ek gaan nou elke keer presies op dieselfde plek gooi, en hoe hierdie marries werk, en meeste van die bodem feedervisse wat ons vang in Suid-Afrika, as jy daai bolletjie daar neersit, nog 'n bolletjie, die idee van die mieliebol is, jy sit hom aan, gooi daarin, hy los op, jy vang 'n vis, of as jy nie 'n vis vang nie, hy bly agter, eventually kom die vis agter die kos, en daar kom al hoe meer vis op die kol, en jy vang hulle net baie makliker op die einde van die dag. En dis die effektiefste manier van om op 'n kol te hengel is om in te haak. Het werk vir ons, het sal vir julle werk, gaan probeer het gerus by die huis. Hierdie kan jy by die huis doen, nie WWE by die huis doen nie, hierdie kan jy by die huis doen. Kom ons gaan vang vis. Okay julle, ek gaan wegspring met wat ek so week terug mee geëindig het. En ek het 'n plein wadegietjie bo, plein wadegietjie onder, en dan het ek reguit uit die botteltjie uit, net daai onderste enetjie in aardtoekai gedip. En dan het ek Lodewyk en white chocolate, 'n streepietjie van elk opgesit. Dit het vir ons laas ongelooflik baie vis gegee. My tweede stokkie, ietsie niets, daai nuwe Mulberry van Lou, streepietjie van hom, en dan 'n klein streepietjie bulletproof, lang wadegietjie onder, en ek het hom net so helfte van hom ook in die aardtoekai gedruk. Skryl in die water, kyk of ons 'n vetie kan vang. Lekker julle, wat 'n voorreg, eerste gooi van 2026. My eerste stok is reg om in te gaan. So wat ek op die hoekie gesit het, op die onderste hoekie het ek 'n raptor floutetjie met 'n soetwit deegie agter hom, bietjie anderste benadering as Mias. En dan wat ek gaan doen, sit bietjie karamel XF op die bol. Ek hengel net met een hoekie. En wat ek agtergekom het toe ons die vorige keer gehengel het, is dat dit nogal belangrik om net ietsie met fluoresceen daar binne te sit.
En saam met dit engelik 'n klein bietjie Bloem of 21, smeer hulle so liggies. Daar is dalk 'n bietjie baie dip vir die begin, maar ek gaan hom so insit. Lekker groterige sagte bol. Die idee is dat hy vinnig blus. Hier is my 55 meter stok. Kom ons kry hom in die water. Okay, seisoen 29, hier is my eerste gooi. Kom ons kry hom in die water. My tweede stok, lekker groot voerbal, lekker sag. Wat ek hier opgesit het is 'n drek oozing float. En dan gaan ek bietjie raptor opsit, die yellow raptor. Lekker sterk piesang. Ook nie te veel nie, ek sien my ander stok byt. Ek vir jou nou vang. En dan aardtoekei. Dit werk in die Valdam. Dit werk by Loskopdam. Dit werk in die Oranje rivier. Dit werk oralste. As jy nie wil raptor aardtoekei nie, dan gaan jy uitloos. Kom ons kyk of hierdie visie aan is. Voor ons daarin gooi. Aha, hier bly iemand aan die kant van die riete ou. Sy, eerste visie aan. Hierdie maddies by Loskop is something special. Ek hou nie van wat nou gebeur nie. Veral nie vir 'n eerste gooi nie. Hulle sal ook sien ek smeer die dippies nie te veel nie. Want ek wil hê die meeste van dit moet afwas. Ons het agtergekom dat as die dippies vinnig afwas of as jy bietjie minder hengel, veral in die oggende, dan is dit beter. En dan hoe later hoe kwater. Kom ons skep hierdie vis. Kyk hoe lyk die eerste enetjie. Hierdie rooineusmoddervisse kom redelik vinnig tot die voor in. En dan is dit nogal 'n lekker bekleierery hier onder die stokse punt. En die mense hierso in hierdie area noem vir hulle V6's. Nou, hy trek so vinnig soos 'n V6 weg. En hulle is verskriklik riggerig op die stokse punt. Kom hier! En as hy vir jou sien in hierdie skoon water, man, dan wil hy aan die ander kant toe. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Kom hier, yes. En as hy jou so omdraai, dan noem ons dit die Loskop polka. Sy. Kom hier so, kom hier so, kom hier so, kom hier so, kom hier so. Kom, tjagalaga. Ons die eerste rooineusmoddervis van ons nuwe seisoen. Nou, baie mense gaan dink is 'n geelvis, maar hy lyk baie soos die grootskip geelvis. En as jy mooi kyk daar, so op sy neus het hy sulke rooi spikkels. En dis hoekom hulle hom 'n rooineusmoddervis noem. In die spoonseisoen is hulle baie rooier. En kyk daai rooi oog van hom. Hierdie ou, as hy met daai rooi oog uitkom, hy staan sommer kwaad op. Hy hoef nie kwaad te word nie. Hy is klaar kwaad. Hulle word sommer kwaad gebore. Beautiful vis. Dankie, grootte. Kom ons sit hom terug. Oeps, hy sit homself terug. Boy. My tweede stok is reg om in te gaan. Daai raptor aardtoekei. Daai drek oozing floatie. En 'n wit deegie. Hierdie is die 70 meter stok. Ek gaan hom net regs van daai groot klip daar aan die ander kant gooi. Hier gaan hy. Sy. Hierso is 'n bytjie op my langstok. Wat 'n vrikkie. Benny is nie so vrikkie met hom vat. Kom ons kyk. Dink hy's 'n vis aan. Boom. Sy, dit voel 'n bietjie beter. Het bietjie langer gelê. Maar wat gebeur? Daai eerste stok lê gewoonlik so rukkie. En dan die tweede bol gaan aan, die derde bol en so van die vierde, vyfde bol af. Dan is dit chaos. Dan sukkel jy om 2 stokke in die water te kry. Hierdie enetjie is aan. Hulle kom redelik vinnig nader. En dan as hulle hier voor is, dan wil hulle nou kom dans met jou. Kom ons gaan kyk hoe lyk hy. Hierdie voel nou baie beter vis. Bietjie groter ene. Water is baie skoon. Dit lyk nie so nie want hier's 'n sandbodem. Kyk nou. Kyk wat gaan nou gebeur. As ek begin beweeg, dan wil hy beweeg. Kom. Behave. Ja.
Hier's 'n dikke. Hier's 'n mooi moddervis. My ander stok hardloop. Mias, to the rescue! Boom chakalaka. Mini, maxi. Kyk hierdie pragtige vis. Ja. Hier's 'n mooi rooineus moddervis. Nou, so 'n week terug was ons hier. Het ons so een dag gehad waar hierdie omtrent ons gemiddelde vis was. En dis hier die dieper stok, daai bietjie langer gelê, my groter visse gee en dis hoe ek het verkies. Hy drek oozing float, raptor aartoekei. As jy nie wil raptor aartoekei nie, wil jy nie vis vang nie. Dankie. Right, Mias het die ander een is om in my net gegooi. Dink, hy het ook 'n byt of iets daar. Ek gaan hom net laat gaan, hy's te klein om te mention. Kom ons vang nog enetjie. Op sy neus. Hierdie enetjie het nou 'n bietjie langer gelê, dis daai dieper stokkie 70 meter. En ek het 'n streepietjie van daai Mulberry en bulletproof op. En daai lang deegetjie wat ek in die aardtoekei gedruk het. En dit voel na een van die beter marries. Kom ons skiep hom gou. Kom eens so. Wat 'n vettie. Ja, julle soos Loukie sal sê, sy penmaat is 'n dikke. Kyk daai pragtige vis, daai rooi neus, daai rooi oë. Gelukkig werk ons met hulle bo die water. Maar is dit nie pragtig nie? Kyk net daarso. Daai ding lê my hele hand vol. Dis 'n perfek manie. Dankie, Greta. Okay, julle hierdie was nou die tweede marrie op daai 70 meter kol. Ek kry nie 1 op 55 gevang nie. Dink ek gaan my ander stok skuif. Dis die tweede marrie op daai Mulberry saam met 'n druppeltjie van daai bulletproof. Ek kry hom in die water. Kyk of ons nog 'n vettie kan kry. Ek is besig om op te aas en hierdie visse begin nou in 'n ry staan om te byt. Hey, daar trek ek. Ja. Hier voel iets bietjie beter. Hierdie Caramel Plus en die Bloemhof 21 is amper te vinnig. Jy kan regtig baie visse vang. Ek gaan my hounet nou uithaal. Ek sit nooit visse in 'n hounet nie. Ek hou nie daarvan nie. Maar hierdie marries is redelik gehard, so ons gaan so 'n paar in 'n hounet sit net om later mooi foto's te neem. So en dit maak dit net makliker as jy hulle afhak daar binne in die water. En ons sal nou sien hoekom ek sal verduidelik hoekom dit makliker is. Die stelsel waarop ek werk is net makliker. Maar hierdie ouetjie kom nou vinnig nader. En nou wil hy die loskoppel kan met my kom doen nie voor. Kom ons gaan skep hom. Hy is nie so groot nie. Kom. Partymal as jy hulle saggies trek, dan kom hulle baie maklik nader. Hierdie vis, hoe harder hy in hom trek, hoe harder trek hy terug. Daar's 'n mooi vis. Nie so groot nie, maar 'n lekker marrie. Ons kry hom terug. Ja, aan Mias. Ja, julle terwyl Lou besig was met daai ene van hom, hierdie enetjie gebyt op daai 70 meter 30 sekondes. Nie die wêreld se grootste nie, maar wat 'n ongelooflike marrie. Sit hom terug. Hou by die ander stok weer. Daar sy en kom my agter, daar's
ietsie kleins, ietsie fyns en ietsie skerp. Boom chakalaka. Nee. Maar die my nou. Die stokkie het nou 2 minute gelê. En het is weer daai Mulberry met die bulletproof. Ek het die stok ook nou uitgeskuif na daai 70 meter toe. Ek kyk, lyk of die beter visies daar agter is. Voel na beter enetjie. Party van hierdie size maddies as jy vir hom net so vat. Dan kan jy maar voel dis 'n soliede stukkie vleis. Wat 'n pragtvis. Daai kant, daar is hy. Vat hom, Frekkie! Ek dink hierdie marries verlang na Benny, want Benny is nie hier nie. En nou buite hulle soos regte marries. Laasweek wat ons hier was, daai polisieman hang so, die volgende met ting, daar gaat hy, dan hardloop hy sommer met die katrol. En ons het ook gesien, want as jy te haastig is, dan kap die film is, hierdie byt nou terug. Wat wil jy maak, my ou? Wil jy byt of wil jy nie byt nie? Kom ons kyk of hy daar was. Sy. Ja, as jy nie wil byt die kap ek jou. Sy. Hierdie tempo is amper te vinnig vir TV visvang, want jy kry nie behoorlik 2 stokke in die water nie. Hierdie stok het nou 2 minute gelê, weer op haar Raptor RTK met die track oozing float en die wit DG agter. Jy gooi man, as jy naby daai kolletjie gooi, is dit letterlik 'n minuut na 2 minute, partymal nog vinniger, dan gaat hy. Hierdie is hier voor, kom ons gaan haal hom. Ek wou nou al my net ingesit het, nog nie daarby uitgekom nie, want hierdie vis hou vir my besig. Kom ons gaan vang hom. Hier is nou iets spesiaals. 'n loskopdam spielkarpie. Sien hulle baie van die boot af as ons kombers vang hierso. En ek wou sê, die byt is bietjie anders as die marries. Hy kom ou. Ons wil vir die mense wys hoe lyk 'n loskopdamkarpie. Hy is nie groot nie, maar hy is beautiful. En hy het maar die maniere hierdie ou. Hy wil nou met my die loskop polka doen hierso. In die skoon water moet jy maar stil staan. Hou die net stil, trek hom na die net toe. Moet sy kop uit die water uittrekkie. As hy in die net geskep fontein. Kyk hierdie mooi vis. Joe, voel die skeltmirror. Mia se gunsteling visse. 'n Jonge karp, maar pragtige visie. Man, oh man, altyd 'n surprise as jy so ietsie in loskop vang. Hy's mooi is van hulle. Ons sien baie van hulle tot op so 4-5 kg van die boot af, as ons baie singel. Hierdie het daai track oozing float opgetel. Raptor RTK, het werk oralste. Kom ons kry hom terug. O, gat op 'n tata. Ek sê nou net vir julle hoe vinnig dit gaan. Nou net daai karpie gevang. Waar is jy? Sy. Man, ek dink ek gaan nou met een stok hengel. Dis hoekom ek net met een hoek hengel. Daar gaan meels ook. Hy hardloop soos 'n fietjie op sy tone water toe as hy vis vom trek. Lekker. Kom ons skep hierdie en hy sommer net hier voor. Kom vinnig in, dis die kort stok. Dink ek gaan nou altyd lank gooi, laat ek net op die groter visse fokus. Kom. Pas. Ja, nou is dit te laat. Lekker in die net ingeswem. Ja, is aan met 'n lekker groot marrie daar. Die een is nie so groot nie. Oei. As hy, ek gaan hom net vir julle wys. En hom laat gaan. Maak hom net 'n bietjie nat. En ons hom op. Kyk daar hier. Oep.
ek is so angstig om my ander stok te gaan kap met 'n vis wat anders ek het daai ene per ongeluk in die verkeerde kant van die net gegooi. So die Maries het my in 'n lekker onkant gevang. Soos hulle altyd sê, sorg dat daai volgende strop reg gelaai is. Ek hier nou gaan wys. Ek het nou, is die derde Marie seker om 5 minute. Hierdie is 'n beter enetjie. Al wat ek nou met hom gedoen het, ek het daai Bandspice 101 gevat en die deeggetjies gevryf met die Bandspice om te kyk of ons 'n bietjie 'n beter ene kan kry. En maar hulle eet nou op 'n verskriklike tempo. So. Maar die skoffel. Ja, hier's 'n pragtige Marie. Kyk net hier. So dit is ek en Benny. Die Marie het seker nou al so 25-30 meter gehardloop. Ek wag wat Mia sy vis klaar vang. En hy gaan nog steeds. Lekker heeltyd speeltyd. En as hulle so hardloop, dan kan jy maar weet dis 'n beter vis. Die tempo is verskriklik. Wanneer ons vir die Maries hengel, ons het nie spesiale voer of iets wat ons vir hulle voorberei nie. Al wat ons gedoen het, stock standard signature series voer uit die groensak uit. En al wat ek gedoen het, ek het 'n hele 2 kilogram aangemaak. En ek het net so 'n halwe pak grit by dit gegooi. En daai bietjie ekstra gewig wat hy gee, die grit is 'n baie fyn mielie, en daai bietjie ekstra wat agterbly op die bore, maak hy Maries mal, want hulle probeer dit optel, maar hulle kry dit nie lekker opgetel nie. En dit maak vir hulle mal daar binne, dit hou hulle besig op daai kol. En hoe meer bolletjies jy op daai kol sit, hoe meer Maries kom daar, hoe meer raak hulle gefrustreerd, en wanneer hulle daai asie kry, dan is dit V6 time puppy. Dan spin die tyres, soos wat hulle sê daar in Pretoria Wes. En dan is hulle, wat gebeur wat nou hier gebeur? Hulle raak net groter en groter en groter, en dit bly lekker. Ek gaan nie aan 'n stok. Ek gaan nou hardloop. Daar gaat hy. Double trouble. Dubbel moeilikheid. Ek mag nie sê double trouble nie. Nou poef iemand in sy broek. Hierheen is hy onderdeur by ander lyn. Die ander een het ook gehardloop. En is hier lekker van die double X lyne. Jy kan sien wat gebeur. Haal pop my geellieder uit. En ons het nog geen vis gekry wat klaar oor die geellieder nie. Moet net mooi kyk. Ek het nie my bril op nie. Ek hoor nou waar's my bril. Ek het 'n Costa bril. Dis nog 'n karp. Ja, ek raak nou die karpkoning van Loskop hierso. Maar hy's 'n mooi vis. Kom. Hierso, visie, hierso. Hassy. Karpie geskep fontein. Jo, waar's my hoek? Waar's die hoek? Ja, ou. Hey, ek gaan nie vir die kamera wys. Of jy nou wil of nie. Hy wil nie. Nee, maar hy gaan nou gehoek. Yes. Hey! You like it. Daar is hy weg. Nee! Of hy nou wil of nie, hy wou nie. Het uit my hand uitgekom, ek het hom 2 keer probeer skep. Man, dit gebeur met my ook. Ek dink daar is 'n vis op die ander lyn. Kom ons gaan kyk, ek sien Mias is weer aan. Dit raak rof. Ons het laat hier aangekom, maar het lyk vir my ons gaan vroeg huis toe. Hierdie Marie se tempo is nou ongelooflik. Elke
elke 3 tot 7 minute buite visie, so ek kry nou maar net gou vinnig vir my 'n paar stroppe gelaai. Laai voerballe vooruit en wat ek nou gesien het, wat ek doen is, julle sal sien ek het net een hoekie op. Ek het my boonste hoekie afgehaal, al die visse kom uit op die onderste hoek. In elk geval so, net daar, ek sit my 'n stukkie wit deegie aan, rol hom so tussen die vingers, is maar 'n gewone soet wit deegie, net so, sal met die ander enetjie, hulle eet so aggressief jy uit, maak die saak of jy hom nou fyn of mooi of grof opsit nie, net so, en ek het nou agtergekom, as ek hom dip en hy hang, dan wil hulle hom nie vinnig eet nie, so ek hou my dippies terug, net voor ek hom gooi ek hom, ek sit nou daai Nesquik op, ek sit die white chocolate op, en saam met hom gooi ek 'n druppeltjie bulletproof. Vandat ek hierdie bulletproof met daai bietjie fluoresien ingesit het, het die tempo ook baie vinniger geraak. Ek is besig om te eet aan my appel, ek sien nie daai polisieman staan stokstyf. En hierdie voel regtig na 'n beter vis. Kan dalk 'n karpie wees ook. Regtig 'n bietjie gewig aan hom. En ek het weer teruggegaan na daai Mulberry met die bulletproof. Ek het net so 'n bietjie lodewyk bygesit. En ek het hom so 5 meter regs van die kol gegooi, nog steeds op die 70. Ek kyk of daar nie 'n vettermarie aan die buitekant is nie. So dis of nou, kyk so. In die agtergrond gebeur goed ook. Hierdie is waarvoor ons gekom het. So op daai plannetjie werk, maar hier is 'n vet karp. Lyk my louse karpies het nou hier so by my kom kuier. Nog steeds 'n voorreg om hulle te vang. Dis nie 'n slegte size karpie nie. Die visarend sing 'n lied van die vryheid waar die water my. Wat 'n pragtige karpie, né? Lekker pronkydag. As ek my storie vir hom vertel. Vandag gaan ek. Ons het al 2 mooi visse aan. Meer as had jy 'n dik een aan. Daar is die Marie waarvoor ons gekom het, Meels. Ja, self 'n dikke, hoor. Hier sy neefie. Ek het hierdie 'n bietjie verder gegooi. Hallo, sê. Hallo. Hey, wat jou vis jou kant toe. As jy beweeg hierso nee, dan wil hulle as hy kyk. Mooi. Dis 'n dikke. Kom. Dis hoekom ons hier is. Jep. En nou maak die eerste program al klaar. Daar kyk wat Jagalala. Jo. Dikke 1, dikke 2. Damn, joune is groter as myne. Maar jy is ook daarom groter as ek, so jy mag. Hier is 2 regtig mooi maries. Jo, maar daar is 'n stoof soos wat jy altyd sê. Jo, what a pleasure. Waar gaan jy stok hou? Alweer. Piep. Gaan hierdie maries terugkry. Ek hou nie daarvan om hulle te lank in die water uit te hou nie. Ek wou nog net insit om dit vir myself om hierdie makliker te maak. Ja. Môre hengel ons weer, môre gaan ons bietjie op 'n ander plek sit. Ek dink so. So 'n bietjie hoër opsit en dan gaan ons ek gaan hierdie ene terugsit. En dan gaan ons een stok bietjie dieper hengel, kyk of ons 'n paar karpe kan vang. Hoopelik vang ons net daai dik maries. Dankie dat julle die eerste program van Vaskap saam ons gekyk het. Onthou ons daag by die dam op soos wat julle by die dam opdaag. Ons is vanoggend 3 uur uit Rustenburg, nee 4 uur uit Rustenburg uit. Bietjie laat hier aangekom. Dis nie voer in die water nie. Dit wat ons hier doen. Stroe en genuine soos wat hulle sê. Ja. Kom maar Rolani toe. Kom doen wat ons doen. Dis nie moeilike hengel nie. En julle gaan 'n klomp visse vang. Ons volgende program gaan weer wees. Dan gaan ons bietjie tegnies raak. Gaan ons bietjie vir julle wys presies die stroppies waarmee ons hengel. 'n Klomp ander goedjies. Maar vir nou is ons klaar vir hierdie program. Dankie dat julle saam gekyk het. Sien julle volgende week selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle. Tada!
voel by die gejaag na wind, dis by die huis my kind. Dis net ek en my sonskyn, langs die water